Kom ons word stil voor die Here. Vader, in hierdie oomblik aanbid ons U as die koning van die konings en as die Here van die leerskare. U is die Alfa en die Omega. U is die eerste, U is die laaste. U is die een wat 'n woord spreek en dit gebeur. Dankie dat ons toekomsdroom, ons toekomsverwagting op U kan wees. Wanneer U weer kom en ons deel kan word van 'n nuwe koninkryk, 'n nuwe skepping, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die almag tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie, baie lief het en Jesus Christus, ons Here. Dankie, Olga. Genadige God, ons weet dat U ons lief het. Selfs al weet ons partykeer nie of ons onsself lief het nie. Druk ons teen U vas. En Here, herinner ons aan U belofte dat 'n nuwe dag sal breek in die harte van mense wat met groot seer sit. Dat na die winter die lente sal aanbreek in elkeen se lewe. Here, hou ook elke ander sieke wat nie genoem is nie, wat ons dalk nie van weet nie, veilig in die holte van U Vaderhand, en dat ons vandag ook saam met ons voorbidding vir elke sieke, waar ook al, weet U is 'n God van genade. Amen. Amen. Kom ons blaai na Lukas 1 vers 39. En in die Kerstyd doen ek 'n baie kort reeks. 5 vreugdevolle Kersfeesmisteries. Kersfees openbaar God se geheime. Daarom praat ons van die misteries wat bekend word. Maar daar is so 5 vreugdevolle Kersfeesmisteries. Voor verlede week die eerste een, die aankondiging, engel wat aan Maria verskyn en vir haar sê jy gaan 'n kind kry. Vandag die visitasie. Nadat Elisabeth die boodskap gekry het dat sy swanger gaan word of Maria, gaan sy na haar tannie toe, Elisabeth. So ons doen vandag daai gedeelte. Na die aankondiging verby is, vers 39. Maria het sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea vertrek. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg. Sy is met die Heilige Gees vervul en het hardop uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan, wat die Here vir haar gesê het. So hier is die lied van Elisabeth. En nou kry ons een van die 2 mooiste liedere wat daar ooit geskryf is. Staan bekend as die Magnificat, die loflied van Maria. En Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hul eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk
en gering is verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Vir my en vir jou klink hierdie verhaal 'n baie logiese punt, maar dit is nie so 'n logiese punt nie. Vir 400 jaar was daar stilte. Geen openbaring, geen profeet, geen engel. Vir 400 jaar was die Jode in 'n bevrydingsstryd besig gewees. Eers teen die Babiloniërs, daarna teen die Persiese ryk, daarna teen die Griekse ryk en uiteindelik die Romeinse ryk. Leier na leier het na vore gekom wat bekend gestaan het as die Messias, die verlosser van die Joodse volk. Kort was daar burgeroorloë. Kort was daar opstande. Daar was nie 'n openbaring van God. Daar was nie 'n profeet wat opgetree het nie. En die Joodse volk kon gedink het dat God hulle vergeet het. Dat al die beloftes van die Ou Testament, die beloftes aan Abraham, dat daarvan niks gaan kom nie. En so sit 'n klein tienermeisie in Nasaret. Haar man is 'n skrynwerker, haar verloofde. Nasaret was 'n plek waar die Romeinse soldate gehuisves was. Nasaret moes al die kos verskaf, al die tegniese goed vir die Romeinse soldate. Josef sou van dag tot dag sou hy gaan na sy skrynwerkerswinkel en al die stukke en goed gereed maak. En die jong klein Maria tussen 13 en 14 jaar uit dalk 15 het dag na dag gewone take verrig. Maar net nog 'n dag. En skielik staan 'n persoon by haar. Gabriël. Wat deur daardie klein meisie se gedagtes moes gegaan het ek geen idee. Maar die engel groet haar. Gegroet is jy, begenadigde. Vir die eerste maal verskyn daar 'n man aan hierdie klein meisie en hy spreek haar aan as begenadigde. Maar hierdie verrassing word tog 'n klein bietjie groter toe hierdie engel Gabriël sê, God is met jou. Vir die eerste maal sou hierdie 13-14-jarige meisie dit hoor. Vermoedelik het haar ouers dit nooit vir haar gesê nie, nog minder Josef, nog minder enigiemand in die dorpie. Ek bring vir jou goeie nuus. Jy gaan swanger word. Vir 'n 13-jarige meisie was dit nie goeie nuus nie, want sy was verloof gewees aan Josef en sou met hom trou, so uiteindelik was dit vir haar 'n skokervaring. Ek is swanger, maar ek het nog by niemand geslaap nie. Hoe is dit moontlik? En toe kom die volgende skokervaring vir Maria. Die krag van die Allerhoogste sal in jou werksaam wees en die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal swanger word. Dink jou in die situasie van jong Maria. Dis 'n gewone dag in Israel. En dan sê sy, hoe is dit moontlik? Dan gee die engel vir haar 'n teken. En sê, kyk Elisabeth, jou bloedverwant, wat al jare oud is reeds 6 maande swanger. En die oomblik toe Maria dit hoor, het sy 'n klein sakkie gepak, en so vat sy die pad, en stap sy vir 'n paar dae op na die bergwêreld in Judea, na haar tannie toe, Elisabeth. Want sy wil weet of hierdie storie waar is. Die engel het vir haar 'n teken gegee. Kyk, jou bloedverwant is 6 maande swanger. Het ek gedroom?
Het die son my gesteek? Verbeel ek my dit? Hoe is dit moontlik dat so iets met my kan gebeur? Met wie kan ek dit deel? Kan ek met my pa en my maai oor praat en sê ek is swanger, maar ek verbeel my ek is swanger, maar miskien is ek nie swanger nie, maar ek het hierdie stem gehoor, kan sy dit met Josef deel? En so vat sy die pad, met 'n groot geheim in haar hart. Sy is swanger, maar om hierdie storie nog meer ongeloofwaardig te maak en far-fetching, die seun van God is besig om in haar moederskoot vorm aan te neem. Plaas jou in die skoene van Maria wat 13, 14 jaar oud is. En sy moet hier die wêreld gaan vertel, "Oei, ek is swanger." Hoe dit gebeur? Hoe die krag van die bonatuurlike het oor my gekom. En watter kind word in jou verwek? Oor die seun van God. So vat sy die pad. En toe sy by Elisabeth aankom, toe groet Elisabeth haar. En toe vra Elisabeth vir haar, "Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom?" Elisabeth, Maria, wat soek jy hier? Hoekom kom jy na my toe? Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? 4 redes, moontlike redes. En ek gaan nie vir jou sê wat die regte een is nie. Ek wil jy moet stap vir stap saam met my deur die 4 redes gaan. En dan moet jy besluit, wat is die rede? Die eerste een is vrees. As Maria na Josef toe sou gegaan het, en haar ouers, en gesê het ek is swanger, sou die wet van Moses onmiddellik ingetree het. En die wet van Moses het bepaal, dat sy voor die Joodse raad verhoor moes word, en dat haar man die aanklaer sou wees. Dis die bepalinge van die wet van Moses. So jou man kom klaar jou aan. En so sê Josef dan uiteindelik voor die Joodse raad verskyn, saam met Maria en almal daarbey betrokke was, en dan kom om die klagstaat neer te lê en te sê, my vrou is swanger, my verloofde, ek het verseker nie by haar geslaap nie. En dan sou hulle van Maria gevra het, is dit so dat jy swanger is? Ja, ek is swanger. By wie het jy geslaap? By niemand. Hoe het jy swanger geword? Die krag van die Allerhoogste, die hoogheid, het oor my gekom en het my bevrug. En daai klomp skrifgeleerdes en fariseërs sou hulle doodgelag het en sê, oh my word, vandag het ons alles gehoor. O, hierdie kind van jou, wie is die pa? God is die pa. En jou kind? Jesus Christus, die seun van God, die verlosser van die wêreld, die opvolger op die troon van Dawid. Skuldig. En op skuldig bevindinge sou 3 dinge gebeur het, want niemand sou haar storie geglo het nie. Josef kon van haar geskei het en haar teruggestuur het na ouerhuis, en haar ouers kon een van 2 dinge gedoen het. Dat sy vir die res van haar lewe as 'n slavin in die huis sou werk. Of 2, haar onmiddellik oorgevat het na die slawemark toe, waar sy op die slawemark verkoop sou word, 'n 13, 14-jarige meisie, vir die res van haar lewe as 'n slavin sou werk, of dalk moontlik na 'n ver plek weggestuur sou word, wat niemand ooit weer van Maria sou geweet het nie. Die laaste moontlikheid is dat sy met klippe doodgegooi sou word. En by die gooi van die klippe en die dood van Maria, sou nie net Maria gesterf het nie, maar ook die kind in haar moederskoot. Die seun van God, die verlosser van die wêreld. Sy kon uit vrees uit gevlug het. Die tweede rede kon doodgewoon opgewondenheid gewees het. Want hier kom die engel, en die engel sê vir haar, luister, Elisabeth, jou bloedverwant, is alreeds 6 maande swanger. Nou in die Ou Testament, weer eens die wette van Moses, as jy 'n vrou is en jy kan nie baar nie, dan sê hulle dat 'n vloek rus op jou. En wanneer 'n vloek op jou rus, word jy deur die samelewing uitgeskuif. So arme Elisabeth
het die grootste deel van haar lewe soort van in afsondering beweeg. Sy kon nie deel wees van die vriendekring, die vrouediens, hierdie teegroepie, daai groepie nie, want daar rus 'n vloek op jou. En as jy meng met iemand soos Elisabeth, kan dieselfde vloek ook op jou rus, en dan is ook jy onvrugbaar. So mense in die antieke tyd wat onvrugbaar was, is uitgestoot uit die samelewing uit. So in Lukas 1 vers 58, as die swangerskap van Elisabeth aangekondig word, dan sê Elisabeth, groot is u, o God, omdat u my in my skande raak gesien het. En klein Maria het dit geweet. Vermoedelik het self vandat sy kan onthou, gehoor van hierdie tannie, of wie daar 'n vloek is. 'n bloedverwant, moenie naby haar kom nie. Moenie met haar meng nie. Want dieselfde vloek kan op jou kom. Kyk Maria, jou bloedverwant Elisabeth is reeds 6 maande swanger. En klein Maria het dalk so hoog gebokspring van blydskap om te hoor dat haar tannie swanger is. En so vat sy die pad, en dit staan letterlik so geskryf, en sy het haastig opgegaan na die bergwêreld in Judea, dis bo op die berge. Uit blydskap omdat haar tannie swanger is, maar hier's die diepste motivering. Sy's reeds 6 maande swanger. En omdat daar vermoedelik 'n vloek op haar is, was daar niemand gewees wat na haar sou omgesien het nie. En wat doen Maria? Vir die laaste 3 maande van Elisabeth se swangerskap, gaan help sy haar. Was sy die klere, maak sy die bed op, gee sy kos, vryf haar rug, tel haar op, en is sy 'n fantastiese klein jong meisie in die lewe van 'n stokhou vrou. Opgewonde omdat haar tannie swanger was, wat iets wys van die karakter van Maria, wat uitgereik het na haar tannie, te gaan voed, te versorg, te help. Wat sê jy gedoen het? Ek weet, jy sou ook jou tassie gepak het, jy sou ook gegaan het, en jy sou ook versorg het. Want ek het al gesien hoe opgewonde raak vrouens by swangerskappe, nie by ons as mans nie. Andrie sê altyd vir my, verstaan baie mooi, jy verstaan nie swangerskap nie, jou aandeel in die swangerskap is baie kort. Daai 9 maande weet jy niks van nie. Jy het geen idee wat daar aangaan nie. So toe ek nog Rivera dominee was, het een van ons vriende, sy vrou was daar in die hospitaal, sy het geboortegeskenk aan die baba, een van ons vriende, en so het ek en Andries oorgegaan na die Femina kliniek, toe met 'n geskenkie, en baie mooi geluk gewens, en toe maak ek die grootste fout in my lewe, deur vir hierdie vrou te sê, ek weet presies waardeur jy gegaan het, waarop 4 vroue stemme na my toe gelyk geskree het, jy het geen idee waardeur hierdie vrou is nie. Toe besef ek, my manier van komplimente gee, sak. Bly net weg, bly net stil, moenie komplimente gee nie. Maria was daar, saam bly, saam versorg. 3 maande later het sy vertrek. Die derde rede, begrip. Ek herhaal die storie van net nou. Imagine iemand kom na jou toe en sê ek is swanger. O, 'n engel het dit vir my gesê. 'n engel nogal. 'n engel? 'n engel het vir jou gesê? Na 400 jaar in ons geskiedenis, waar daar geen profeet, geen voorspellings, niks was, niemand het ooit gepraat, en hier kom jy uit die bloute uit. Op 'n sonskyndag, terwyl jou man as skrynwerker hier in sy workshop werk, en jy kom vertel vir die wêreld, jy is swanger. Maar wat jou storie nog 'n bietjie meer ongeloofwaardig maak is, die krag van die Allerhoogste het oor my gekom. Hierdie swangerskap, so by the way, is bonatuurlik. Nou moet jy hoor, as iemand na jou toe kom, vir jou hierdie storie vertel, jou oë gaan rol, en jy gaan net in jou kop skud, en dan kom die groot storie. My kind is die seun van God.
Ons noem dit in die teologiese wêreld Theotokos, beteken die draer van God. Groot teologiese debatte is in die eerste eeu gevoer oor wat was Maria presies? En een van die standpunte was sy was Theotokos, die draer van God. Hier kom Maria en sy sê, ek is Theotokos, die draer van God. My kind, was jy te lank in die son? Wat het jy gerook? Daai water wat jy gedrink het, ek dink dit is nie goeie water daai nie. Sy sou geen begrip onder niemand gehad het nie. Nie by Josef nie, nie by haar ouers nie, ook nie by die WhatsApp groep in Nazareth. Imagine as daai storie daar sou uitgekom het dat hierdie meisie is swanger. Hoe vinnig daai WhatsApp groepie sou gehardloop het. Dit sou absoluut gevlek het. En dan sal jy op jou WhatsApp gekyk en dan sien jy forward, want hierdie storie sou binne 12 ure versprei het in Nazareth. Wie sou haar verstaan het? Net een persoon. Elisabeth. En toe sy by Elisabeth aankom, toe sê Elisabeth, maar die lewe is ook in my verwek deur die Heilige Gees. Ook Johannes die Doper wat in my vorm aanneem, is bonatuurlik. My kind, ek verstaan dit. My kind is op 'n bonatuurlike wyse verwek. So ook jou kind. My kind het 'n seun van God ontvang. En jou kind is my Here. Daar's 'n vrou wat haar verstaan het. Sy het die hele storie vertel en saam sou hierdie twee vrouens vir 3 maande hulle geheim met mekaar deel. Terwyl klein Jesus besig was om vorm aan te neem in Maria se moederskoot, het Johannes in die moederskoot van Elisabeth al groter geword. En dan die fantastiese misterie. Toe Elisabeth die stem van Maria hoor, toe klein Johannes, toe hy kontak gemaak het met sy neefie Jesus, gespring van blydskap en vreugde. Een van die mees fantastiese Kersfeesmisteries. Die oomblik as ek en jy in kontak kom met Jesus, dan gebeur daar iets in ons binneste. Ons spring van vreugde. My gehoor wat vanoggend hier voor my sit, ek wil baie mooi hoor wat ek vir jou vanoggend sê. Jy behoort in 'n kerk, dis reg so. Maar jou fokuspunt is Christus. Dis nie 'n kerk wat jou opgewonde maak nie. Dis nie 'n dominee wat jou opgewonde maak nie. Dis nie 'n spiritualiteit wat jou opgewonde maak nie. Dis Jesus. Toe Elisabeth die stem van Maria hoor, toe sy opgewonde. Waaraan het ek dit te danke dat die ma van my Here na my toe kom? Openbaring wat Elisabeth gekry het. En in die moederskoot het Johannes gespring. Begrip. 4de moontlike rede. Maria het hierdie storie gehoor. En toe die engel vir haar 'n teken gegee. En die teken is, gaan na jou bloedverwant Elisabeth, wat reeds 6 maande swanger is, dan gaan kyk jy of my woorde waar is. As jy by haar kom en jy sien sy is swanger, dan moet jy weet dat al hierdie dinge wat ek vir jou gesê het, ook waar is. So miskien is dit die primêre rede gewees hoekom Maria die pad gevat het en gehardloop het om te kyk of hierdie storie wat die engel vir haar met haar gedeel het, of dit die waarheid is. Want onthou, daar's geen confirmation nie. Jy kan nie na 'n dokter toe gaan nie, daar's nie scans nie. Hulle kan nie die goed op jou sit en sê, o ja, nee, jy is swanger nie. Daar's geen confirmation nie. So ergens waar moes dit bevestig word, dat die woorde van die engel inderdaad waar is. En so gebeur Maria, wat sy die pad vat, en dis omtrent so 3-4 dae wat sy teen die bergwêrelde moes opstap, om tot bo op die bergwêreld te kom van Judea. Daar was klein dorpies gewees by Elisabeth. Nou weet ek nie wat Maria eers sy gedoen het nie. Het sy eers gekyk en toe gegroet,
Of is hy eers gegroet en toe gekyk? Want wat wou sy sien? Is Elisabeth inderdaad swanger? So ek sit jou in haar stoel, wat sou jy gedoen het? Eers gekyk het, toe die groot wolwelfluit uitgehaal het, en gesê, ek ken mos al weer die mechanics doen, as hulle so die band het lig, en hy koppie gaan so van kant tot kant, en dan sit hulle die hande so op die heupe, dan haal hulle die wolwelfluit uit. Nou ek is bang vir die wolwelfluit, want die wolwelfluit sê, groot fout. Ons sal nie weet nie. Inderdaad is die woorde van die engel die waarheid. Ek is swanger. Hier is nog 'n punt. Die woordjie teken. Soms praat jy met die Here, dan kom daar 'n gedagte by jou op. Dan weet jy nie of hierdie gedagte inderdaad van die Here afkom of nie. Dan mag jy vir die Here 'n teken vra. 2025, 2026 is verby en lê voor. Jy moet 'n paar baie kritiese belangrike besluite in jou lewe neem. Meermale weet jy nie as jy die regte of verkeerde besluit nie. Dan mag jy vir die Here sê, gee my 'n teken. Dieselfde het gebeur met die slaaf van Abraham, toe daar by die putte kom, Genesis 24, om vir sy seun 'n vrou te kry. Kom klein Rebekka daar aangehardloop. Sy het 'n pragtige Hebreëse naam, Rivka. So as jy ooit in die toekoms een van julle dogters wil doop haar met die naam van Rivka. Dis die Hebreëus vir Rebekka, Rivka. En terwyl hy so na gekyk het, het diep in sy binneste stemmetjie gesê, dis sy. Toe sê hy vir die Here, gee my 'n teken. Toe gee die Here vir hom 'n teken. En toe word die teken waarheid. Toe weet die slaaf, hierdie is inderdaad Isak se vrou. Toe weet hy. Selfs met Maria. Toe sy die swangerskap sien, toe weet sy. Die woorde van die profeet, die woorde van die engel, die profesie van die Ou Testament, is waar. Ek en jy beweeg op dieselfde mystieke, misterieuse, geestelike werklikheid. Hoor mooi die woorde. Dieselfde mystieke, geestelike werklikheid. Die bediening van engele het nog nooit opgehou nie. Die bedieninge van engele is vandag nog daar. Die werking en die krag van die Allerhoogste is vandag nog daar, die Heilige Gees. Die vervulling van bonatuurlike gebeurtenisse in ons lewens is vandag nog daar. Wat hier met Maria en Elisabeth gebeur het, is nie sommer net toeval nie. Dis die geesteswêreld, die mystieke, die misterieuse, wat 'n werklikheid word in gewone mense se lewens. En daarom moet jy, as jy na hierdie verhaal kyk, 'n klein bietjie dieper kyk, die werking van die geesteswêreld in die agtergrond begin raak sien. Want Maria moes deur 'n klompie slaggate haarself negotiate om aan die ander kant uit te kom. Toe sy die teken sien, toe weet sy dat die woorde van die engel Gabriël inderdaad in vervulling is. Geseënd is jy begenadigde, die Here is by jou. Toe weet sy, die Here is met my. Wat in die volgende 3 maande gaan gebeur, en die jare daarna, wat 'n totale misterie van Maria was, is waar. Jy weet nie hoe lyk jou toekoms nie. Jy ken nie jou pad nie. God ken hom. Hy spel dit nie vir jou in detail uit nie. Hy vat hom vir jou net 1 tree vir tree vorentoe aan die volgende tree toe. Maar weet jy wat is waar? Jy is die begenadigde van die Here. Hy is met jou. En daarom kan ek hierdie pad van die bonatuurlike, mystieke, misterieuse in geloof en met oortuiging vat en hardloop. Soos wat Maria gedoen het. Sy het gehardloop na Elisabeth toe. Vir 3 maande het sy haar tannie versorg en daarna het sy teruggekeer huis toe. En dit is ons volgende preek. En eers kyk, waar is my tyd?
In daardie tyd is 2 groot liedere gebore en ek gaan net die liedere lees. Die lied van Elisabeth en die lied van Maria. Geseënd is jy onder die vroue. Griekse woordjie is, die mense praat met lof van jou. Dis wat dit beteken. Elisabeth sê vir haar, die mense praat met die grootste lof van jou. Ek wil regtig groot vir jou kom staan, ook vir jou vanoggend kom sê, jy is geseënd. Maar nie Makarios nie, Elios. Elios in die Grieks beteken, die mense praat met die grootste lof van jou. Dis net nie fantastiese woorde nie. As mense by jou kom staan, jou in die oë kyk en vir jou sê, met die grootste lof. Hoe smag ek en jy nie daai woorde nie. Hoe smag ek en jy nie ook dat iemand soms jou net 'n drukkie kom gee en vir jou sê, die mense praat met die grootste lof van jou. Geseënd is jy onder die vroue. Mag jy volgende jaar beleef, dat die mense van jou met die grootste lof praat. Kom ek en jy leer dit al reeds in die tyd waarin ons beweeg, in die konteks van Wonderpark, in jou familiekring, jou vriendekring, jou werkskring. Wat jy daar die woorde hoor. Juffrou, die mense praat net met die grootste lof van jou. Dokter, die mense praat net met die grootste lof van jou. Geseënd is die vrug van jou moederskoot. Kyk net hoe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Dis die tweede element van hierdie lied. Elke keer wanneer ons in kontak kom met Christus, dan gebeur daar iets in ons harte. In die jaar 2026 gaan dit my en Annelies se grootste primêre doelwit wees, om blaaie en blaaie en blaaie en blaaie van spiritualiteit net oop te maak, weg te trek, totdat ons by die kern kom van ons spiritualiteit en ons geestelikheid. Jesus Christus. My kinders het gister weer by my gekuier, ons in verskillende kerke, en ek raak moedeloos. As ek hoor waar lê die fokuspunte, waar lê die klemme en alle tipe van goed in kerke in die Pretoria konteks. Johannes het nie gespring toe die wet gehoor het nie. Johannes het nie gespring toe die stem van 'n fariseer of 'n skrifgeleerde gehoor het nie. Hy het gespring in die moederskoot toe hy in kontak gekom met Christus. Gaan my grootste primêre doelwit word vorentoe om die eenvoud van die evangelie aan elkeen van ons te verkondig. En uiteindelik die groot woorde waarop Maria gewag het. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Die teken. Uiteindelik moes sy dit hoor uit die mond van iemand. Sy het nie net die swangerskap gesien nie, maar sy het die woorde van Elisabeth gehoor, waarom Elisabeth gesê het, gelukkig is die een wat glo dat die woorde van die engel in vervulling sal tree. Ek wil dit ook vir jou saamstuur volgende jaar. Gelukkig is jy dat jy bly glo dat 'n vervulling sal tree wat jou hoop en jou verwagting en jou drome is. Die loflied van Maria, die Magnificat, en daarmee sluit ek af. Dit bestaan uit 2 gedeeltes uit. Die eerste gedeelte is doodeenvoudig wat Maria oor haarself praat. En daarna skakel Maria net oor en praat oor God. Die vertaling kom uit die boodskap uit. So dis 'n aangepaste vertaling. So dis 'n lied. Verstaan baie mooi, dis 'n lied wat hier geskryf word. Ek maak die naam van die Here groot. Ek juig oor God, hy is my redder. Ek is glad nie belangrik nie. Ek is maar een van God se diensmeisies. Tog het hy my raak gesien. Boeties en sissies. Kom ek en jy vat die woorde van Maria. Ek is glad nie belangrik nie. Ek is 13, 14 jaar oud. Ek bly in Nazareth. My man is 'n skrynwerker. Ek doen dagtaakies. Die Here het my raak gesien. Ek wil voor jou kom staan en jou in die oë kom kyk en sê, die Here sien jou raak. En daarom is jy uiteindelik ook een van sy kinders. Van nou af sal my naam op almal se lippe wees.
alle geslagte sal sê dat ek die gelukkigste vrou op aarde is, van die Allerhoogste het groot dinge aan my gedoen. Gelukkigste vrou op aarde. Ek onderstreep daai woordjie. Hoekom? Omdat in haar die seun van God gebore is. Ons gaan nou 'n lied sing 1000 maal, waar ons ook vir mekaar gaan sê, dat die seun van God ook in ons gebore is. En dat Christus deur die geloof ook in ons woon. Mag jy een van die gelukkigste mense op aarde wees. Nie omdat jy ryk is nie. Nie omdat jy suksesvol is nie. Maar omdat God groot dinge aan jou doen. Die seun van God in jou hart. Daai woorde is direk gekoppel aan mekaar. Die gelukkigste mens op aarde. Daar is niemand soos hy. Sy goedheid hou van geslag tot geslag. Ek onderstreep die woordjie goedheid. Daar is soveel prentjies en beelde wat ons van God het. Hierdie woordjie verwys na die woordjie barmhartigheid, sy goedheid. Dit duur van geslag tot geslag. Die Here het magtige dinge gedoen. Met een beweging van sy hand gebeur groot dinge. Almal wat te veel van hulle self dink, het hy oor die aarde verstrooi. Magtige heersers het hy van hulle trone afgestamp en nederige mense belangrik gemaak. Hongermense het hy by 'n feesmaal laat aansit, terwyl rykes met leandems wegstap. God het sy volk Israel baie jammer gekry. Hy het nooit sy beloftes wat hy hulle gemaak het vergeet nie. Hy het sy goedheid oor hulle uitgestort, presies soos wat hy dit beloof het. Maria het hierdie versekering nodig gehad om die toekoms in te beweeg. Daar is niemand soos God. Mag jy die lied van Maria vat, dit weer en weer gaan lees en die toekoms in beweeg. Na hierdie 3 maande is hy baie vinnig huis toe. Ek vat my 4 hoofpunte saam. 2026, vreugdevolle misteries. Jy dink miskien dat jy nie belangrik is nie, maar die Here het jou syne gemaak. Jy mag dink jy is nie belangrik nie, jy behoort aan hom. Maria was op almal se lippe en is die gelukkigste vrou op aarde genoem, omdat God groot dinge aan haar gedoen het. Die seun van God. Ook ons is die gelukkigste mense op aarde, want ons dra die seun van God in ons harte. Broers en sissies, daar's niemand soos God. Hy betoon sy deernis en goedheid van geslag tot geslag. Sy beloftes is altyd waar. Verwag dat die Here met een beweging van sy regterhand magtige dinge in 2026 in jou lewe gaan laat gebeur. Vat een van daai 4 punte, praat met die Here daaroor en dan sluit ek vir ons af met gebed. Vader, Maria het gedink dat sy nie belangrik is nie, maar U het haar gekies om groot dinge te doen. Miskien dink ons ook, ons is nie belangrik nie, maar U kies ons om in die jaar 2026 groot dinge te doen. Vader, soms dink ons aan die meer slegte tye in ons lewens.
Maar in 2026 wil ons die gelukkigste mense op aarde wees, want ons dra die seën van God in ons harte. Dankie dat ons kan weet, dat ons 2026 kan ingaan, omdat daar niemand soos u is. Ons verwag u deernis en u goedheid in ons lewens en die pad wat ons loop volgende jaar. Dankie Here vir u magtige hand, die krag van die Allerhoogste, die Heilige Gees. Met een beweging van u regterhand kan u groot dinge doen. Ons verwag nie net u deernis in ons lewens volgende jaar nie, maar ook die krag van die Allerhoogste. Aan u kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Ons gee geleentheid vir 'n dankoffer en daarna sluit ons af. Dis 'n moeilike lied, maar ons gaan hom lekker sing 1000 maal. En die lied 1000 maal sluit toevallig by my preek aan. Baie dankie. Kom ons gee geleentheid vir die dankoffer. There's a promise behind the desert. There is calm after the storm. There is peace when tears are over. El Shaddai will see me through. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder. Dry my eyes and take me home. No more darkness, the sun is shining. No more pain, the healer came. There is strength when I proclaim. I will trust the great I am. God will take me to the river. He will lift my weary soul. Put a robe upon my shoulder.
ontvang die seën van die Here. In hierdie tyd bly die deernis en die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus wat in ons harte woon, en die krag van die Allerhoogste, die Heilige Gees, met elkeen van u, tot en met 2026 en die jare daarna. Mag jy die goedheid en die liefde van die Here volgende jaar ervaar en beleef. Amen.